Welkom saam met my Brunilde de Tooy in die program van aangesig tot aangesig. Ons lees in Jona 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittal, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan, en 'n skip gevind, wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim, om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep, en die lading wat in die skip was, in die see gegooi, om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Jy weet, baie keer dra ek en jy iemand saam met ons en ons sleep daai persoon want ons ken wat die Here gesê het oor daai persoon se lewe, of ons weet die calling wat oor daai persoon se lewe is, en ons dra hierdie persoon saam, maar hy is besig om in die enigste rigting te gaan wat hy nie moet gaan nie, en dis die verkeerde rigting. En ek en jy weet, hy hardloop eintlik weg van dit waarvoor die Here hom geroep het. So nou nurture ons hierdie persoon, en ons nurture hierdie persoon, maar weet jy wat, ek en jy doen al die werk. Ons werk ons flou om deur al die dinge te kom. En hierdie persoon hardloop van sy calling af weg. Ons gaan lees in vers 6. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom: Wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar: Kom en laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Jy weet, baie keer moet ek en jy ook op die stilstand kom en besef dat wanneer ons 'n taak aanvat wat nie deur die Here op ons gelê is nie, gaan ons die prys daarvoor betaal. Want hierso het hulle 'n taak aangevat, al is hulle betaal. Hy was die verkeerde persoon om op daai boot te wees, want hy moes gedoen het wat die Here vir hom gesê het, en hy wou nie dit doen nie, hy vlug. En hulle het geloot, en die loot het op Jona geval, so die Here het kom wys, ten spyte daarvan dat hulle nie die Here aanbid het nie, het die Here kom wys dat Jona is die skuldige party. In vers 8, en hulle sê vir hom: Vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland? En uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle: Ek is 'n Hebreër, en ek vrees die Here, die God van die hemele, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom: Wat het jy nou gedoen? Partykeer moet ek en jy ook namens daai persoon wat ons so nurture en troetel, wat weghardloop van sy calling af, en weghardloop van dit wat die Here oor sy lewe sê. Partykeer moet ons ook bang word, omdat ons ingemeng het en God begin speel het in daai persoon se lewe. Want die manne het geweet, hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Jy weet, daai verskoning wat ek en jy so graag uitdink, vir hy broer of suster wat nie die pad met die Here wil loop nie. Dalk is ek en jy aandadig, dat hy kan wegkom van die Here af.
Dalk is ons aandadig dat hy nie in die plek kom waar die Here met hom kan deel en hom kan bring op die spoor van wat hy vir hom beplan het nie. Vers 11. Verder sê hulle vir hom: wat moet ons met jou doen? Dalk moet ek en jy ook desperaat raak, waar ons op die punt kom waar ons sê, wat moet ek met jou doen? Sodat die see om ons heen kan bedaar. Dit gaan dalk met jou terrible, omdat jy daai persoon nurture in sy slegte gedrag of haar slegte gedrag goedkeur en reg praat en verskonings vooruitdink. Want die see het hoe langer hoe onstuimiger geword. Vers 12. En hy antwoord hulle: neem my en gooi my in die see. Dan sal die see om julle heen bedaar. Want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Ek wil vandag vir jou sê, dalk moet jy jou Jona oorboord gooi, sodat die Here kan oorneem. Dalk moet jy jou Jona oorboord gooi, sodat God met hom kan werk en sy woord in vervulling kan kom. Dalk moet jy jou Jona oorboord gooi, sodat God met jou kan werk. Vers 13. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, waar hulle kon nie. Maar hulle kon nie. Jy kry dalk ook nie jou skip op sy plek nie, as gevolg van jou Jona, wat jy vertroetel en vertroos terwyl die Here sê, gooi hom oorboord. Omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê: ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U Here het gedoen na U welbehae. Dalk moet jy toelaat dat God is in hierdie saak. Dalk moet jy uit die pad uit staan, sodat hy kan doen wat hy moet doen. Jona hardloop vir God weg. Maar hierdie manne het geen keuse gehad. God het hulle gebring in die grootste storm van hulle lewe. Jou storm is dalk juis God wat jou in daai storm bring, sodat hierdie persoon se lewe weer in God se hande oorgegee kan word. Vers 15. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi. Gooi jou Jona oorboord. Gooi jou Jona oorboord. En die see het stil geword van sy onstuimigheid. Al daai onstuimigheid in jou huis sal uitwees. Gooi jou Jona oorboord. Toe het die manne van die Here gevrees, met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring. En geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Wanneer jy jou Jona oorboord gooi en ophou inmeng waar die Here moet werk, kan die Here self oorneem en weer self sy doele bereik wat hy met daai persoon se lewe wil bereik. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy kan nie God speel in iemand anderster se lewe nie. Ons het nie die mag, die reg of die gesag nie. Dis tyd dat ek en jy uit die pad uitstaan, sodat die Here weer kan oorneem en weer kan oorvat en weer sy eie plan en doel in daai persoon se lewe kan bereik. Jy dink dalk dis jou kind wat jy moet beskerm, maar dalk is jou kind volwasse en wil God hom oprig en gebruik, maar hy moet eers deur die viservaring gaan. Hy moet eers daar wees waar hy self kan uitroep vir verlossing, waar hy self roep, Here, verlos my. Hier gaan ek doodgaan. Dalk moet hy self deur daai self werk
om God te kan vind, om te kan uitkom by die plek waar God hom kan gebruik. Ek en jy het nodig om te besef, ons kan nie God se werk vir hom doen nie. Ons kan nie oorneem en God speel en beter weterig raak waar die Here plan het nie. Ek en jy het nodig om te repent, omdat ons te veel inmeng, te veel in die pad staan van die volmaakte plan. In hoofstuk 2 vers 1, en Jona het tot die Here sy God gebid, en die ingewande van die vis, en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep, en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n storm my omring het. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van die oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring, tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslag van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het ek aan die Here gedink, en my gebed het tot u gekom in u heilige tempel. Daai persoon kan dalk nooit tot hierdie dieptes daal, terwyl ek en jy hom in die boot hou nie. As ons nie bereid is om te sê, Here, nie meer my wil nie, maar u wil, gaan hy nooit op die plek kan kom, waar hy moet uitroep na God nie. Ek sê nie hou op bid nie, ek sê staan uit die pad uit. Die wat nietig afgode vereer, verlaat die een wat vir hul goedendierend is. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof, want ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg. Jou Jona kan nie kom waar die Here hom wil hê, solank ek en jy in die pad staan nie. Ons het nodig om oor te gee, totaal en al aan God oor te gee. En die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive, volgens die woord van die Here. En Ninive was 'n ontsaglike groot stad. 3 dagreise te voet van die een kant tot die ander kant, né? En Jona het hom met 1 dagreis ver die stad ingegaan en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Die baltnis wat in Jona opgestaan het, waarvan hy aanvanklik weggehardloop het soos 'n lafaard. Hy moes eers in daai diepste kuil land, binne in die vis, voordat daai baltnis in hom kon opstaan, om God te ontmoet. En die baltnis te vat en te sê, Here, nie meer my wil nie, u wil nou in my lewe. Ek het net nodig om uit die pad uit te kom, sodat ons Jona in die kuil kan land.
Geen mens kan 'n gesant van God word sonder dat hy ontmoeting gehad het met die ware God nie. Jona het 'n desperate ontmoeting. Hy het gedink hy kan weghardloop, hy kan gaan wegkruip. Hy het gedink die skepskaptein sal hom beskerm. En hy het besef die Here is sterker toe daai storm opsteek en hulle op die punt staan om verwoes te word. Hulle wou ook nie verkeerd doen teenoor Jona nie. Hulle wou nie 'n lewe neem nie. Maar hulle het geweet dat hulle geen ander keuse het om hulle eie lewens te red as om Jona uit te werp en om te gooi in die see. Ek wil vir jou sê, jy het geen ander keuse as om jou eie siel vir God te red, deur jou Jona oorboord te gooi nie. Jy het nodig om die Here te vertrou, dat jou Jona hom sal ontdek in daai vis. Jy het nodig om uit die pad uit te kom. Kom ons bid saam. Vader, God, Yahweh, Here. Ons kom buig ons laag voor U, want dit is so maklik om in ons menswees op te staan en te dink ons weet iets, en te dink ons sal iemand kan deurtrek terwyl ons hom laat slaap in die boot. Here, vergewe ons elke keer wat ons in U pad kom staan het. Elke keer wat ons ons eie plan kom maak het, om te kom oorneem waar U besig was om te werk. Het Jona 'n opdrag gegee, en hy wou nie luister nie, hy het gevlug. Here, help ons om nie die skuiling te word en verskonings uit te dink vir hulle swak gedrag, omdat hulle nie kom saamwerk om die redding te bewerk nie, maar dat hulle in die boeg gaan lê en slaap, terwyl die ander moet werk. Here, vergewe ons dat ons in die pad kom staan en verskonings uitdink. Vergewe ons dat ons selfs U rol kom oorneem en dink ons weet beter. Here, gee ons die krag en die genade om te hoor as U sê, gooi Jona oorboord. Gee ons die krag en genade om dit getrou te doen, U woord te volg. Here, gee ons die krag en die genade om gehoorsaam te wees aan U stem. Dat Jona op sy diepste plek kan kom om 'n ontmoeting met U te hê. Here, vanmôre kom staan ek uit die pad uit, sodat my Jona U kan vind. Vergewe my elke keer wat ek selfs U woord probeer openbaar het en U lewe en lig probeer bring het op die saak wat ek het verkeerd verstaan het. Ek kies vanmôre om my die pad uit te staan. Ek kies vanmôre om toe te laat dat U 'n ontmoeting het. Ek weet, U sal die redding wees. Ek kies om U te vertrou. Ek kies om op U woord te staan. Ek kies om in U te glo dat U 'n vis sal stuur, wat my Jona, sy ontmoeting van alle ontmoetings, in sy desperaatheid met U sal hê. Ek kies om uit die pad te staan en U te vertrou vir die werk binne in die vrotbuik van 'n vis, Here. Ek kies om uit die pad te staan, sodat U kragtige heling kan kom in hierdie area van my Jona se lewe. Here, ons kom staan almal saam voor U en ons kom sê, ons vertrou U met ons Jona. Here, sodat U volmaakte werk deur hierdie Jona tot vervulling en tot stand sal kan kom.
Ek loof en prys U vir die wonderkrag van redding, U wonderkrag van genade, U wonderkrag van redding ook vir 'n stad. Dit wat hulle moet gaan doen, daar waar hulle bereddings moet doen vir U, waar die woord moet uitgaan. Here, ek is jammer as ons in U pad gestaan het, sodat U gesand wat U besig is om op te wek, nie op die plek kan kom waar hy die woord moet verkondig nie. Dankie dat U my oë vanmôre oopmaak, sodat ek uit die pad uit kan kom en U waarheid in vervulling kan kom. Ek loof en prys U vir die skepingskrag in my Jona, Here. Ek loof en prys U vir U hand oor my Jona, dat U nie 'n oomblik U hand van hom sal aftrek nie, dat U hom sal veilig hou, Here, in daai vis waar hy moet indaal, sodat U volmaaktheid in hom kan opstaan, sodat hy geloof in U kan vind, sodat hy sy posisie in U sal kan vind. Dankie, Here, dat ek weet, ek staan op U woord, en U woord is 'n vaste, gegewe, onwankelbare in my gees, want U is nie 'n mens dat U sou lieg nie. U is 'n waarmaker van die woord, en ek vertrou volkome op U reddingskrag. Amen en amen.